Dit is vandag Vrydag 26 Desember. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Kerstyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, is Jesaja 52 vers 7 tot 10 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. As jy die adventskerse daar by jou het, wil ek jou uitnooi om saam met die Christuskers al 4 die kerse aan te steek. En terwyl jy dit doen, raak bewus van hierdie geskenke van God, wat ook vir jou bedoel is. Ontvang sy hoop, vrede, vreugde en liefde. Kom tot rus met die wete, dat God se genade vir jou genoeg is. Here God, te midde van al die gewoel in hierdie tyd, kom bid ek dat U vrede my sal lei. Onder die ligte wat skitter, mag die donkerte my nader roep, dat ek ook tot rus kan kom in U geheimenis. Wanneer vrolike woorde die werklikheid van my of ander se eensaamheid verbloem, mag ek gedra word deur die onwankelbare liefde. Wanneer ek omring word deur dit wat oppervlakkig en goedkoop is, en wanneer ek gejaag word deur angstige verwagtinge, mag ek deur verwondering tot stilstand geruk word. En wanneer ek wag op die verrassing wat nooit kom nie, Here, mag U genade my uiteindelik inhaal. Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Hoor, jou wagte roep hard, hulle jubel almal saam, want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom. Jubel en juig, pynhope van Jerusalem, want die Here het vir sy volk uitkoms gebring. Hy het Jerusalem verlos. Die Here het sy heiligheid, sy mag geopenbaar voor die oë van al die nasies. Tot aan die uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. Ons het weer vandag geluister na 'n ryk profetiese teks van Jesaja, amper soos 'n kunswerk om skilder hy vir ons God se nuwe wêreld. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? In vers 7 sê Jesaja, hoe pragtig op die berge is die voetstappe van die wat die goeie nuus bring. Die hoopvolle nuusdraers van hierdie wêreld staan nooit stil nie, dink ek. Hulle stap elke dag by ons verby, by jou huis, winkels, op besige en stil paaie. Die vraag is of ons dit sien. Hulle los klein geskenke van vreugde, wat jou mondhoeke laat dans, soms sommer net so in stilte op jou eie. Hierdie boodskappers van goeie nuus wens nie die tyd om en hoop die einde van die reis kan aanbreek nie. Nee, ek dink vir hulle is elke gewone oomblik heilig. Nie omdat hulle dit probeer heilig maak nie, maar bloot deur teenwoordig te wees in die wonderwerk van die lewe.
Die aarde bewe onder die voetstappe van die goeie nuus. Dis 'n mars, dis 'n dans, dis engele wat stof opskop in 'n heilige vreugde. Hoe het jy hierdie afgelope Kersdag bewus geword van God se goeie nuus, van Christus se hoop, vrede, vreugde en liefde? Ek dink die koms van Christus maak ons almal stil op verskillende maniere, in hierdie feestyd en in hierdie rustyd. Mag die koms van Christus jou verwondering verdiep, mag dit jou dankbaarheid verbreed. Mag die hulpelose kind in 'n stal jou sagtheid na vore bring. Mag sy weerloosheid jou help om jou tekortkominge te omarm. Te weet dat Christus se liggaam ook aftakeling in die oë moes kyk. Mag dit lig in jou moegheid bring. Mag die heilige familie in die stal jou hart oopmaak om mense raak te sien, wat jy dalk lankal miskyk. Mag dit jou beweeg om nader te stap, waar jy eintlik wil wegstap. Mag die kind wat deur die soldate gesoek word, jou bemoedig om uit te roep en jou bemagtig om ongeregtigheid 'n naam te gee. Mag die engele wat steeds aanhou sing jou hart wakker hou vir die skoonheid van elke nuwe dag. Vers 10 sê die Here het sy heiligheid, sy mag geopenbaar voor die oë van al die nasies, tot aan die uithoeke van die aarde, sal hulle redding sien wat God bewerk het. Mag hierdie een wat hier is, jou oë oopmaak vir die redding waarmee hy besig is. En mag jou klein hoekie 'n uithoek van God se wêreld raak, sodat ander saam met jou sal stap in die lig. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Heilige Here, mag my hart in hierdie dae lig word. Mag ek opnuut beleef hoe ek daagliks gedra word. Nie deur goedkoop beloftes van vertroosting nie, maar u teenwoordigheid, u genade. Beskerm my hart teen sinisme. Ontsluit my sodat selfs die pyn van hierdie wêreld kan insypel. Want is op my hart geskryf dat u liefde wat by ons is, nooit sal opdroog nie. Eerder as om te raai wat die toekoms inhou, wil ek hierdie diep verlange in my eer. Ek smag na iets heiligs in hierdie dae. Ek smag na tuiskoms. Ja, daar is tye wat ek verlang dat hierdie wêreld anders moet lyk. Maar die wêreld wat u vir my gegee het, is hierdie een. En ek voel die geboortepyne van die lig, van die dag wat aangebreek het. Daarom bid ek, dat u sal rigting gee aan my verlange.
sodat U nuwe wêreld deur my gebore sal word. Amen.